Paulus is in die tronk omdat hy van Jesus vertel, omdat hy die evangelie verkondig. En die mense verwag dat as die leier van 'n groep in die tronk eindig, dat die volgelinge van die groep huiwerig gaan wees om dieselfde ding te doen. Huiwerig gaan wees om dit ook te doen. Die feit dat Paulus die tronk eindig, het 3 verrassende gevolge. Die eerste is dat hy opgewonde daaroor is, want die hele keiserlike wag het nou van Jesus gehoor. Paulus sien dit as 'n geleentheid om vir mense wat nooit anders van Jesus sou hoor nie te vertel. Die tweede gevolg is dat die gelowiges wat nie in die tronk is nie, is in hulle geloof versterk. Hulle sê as Paulus in die tronk kan aanhou glo, as Paulus in die tronk kan aanhou vertel, dan moet hierdie die waarheid wees. Ek wil dit hê. Ek wil as dinge swaar gaan, nog steeds die geloof hê, wat vir my vreugde en vrede bring. En die derde gevolg, is dat die mense begin om meer te getuig. Paulus is in die tronk, omdat hy van Jesus vertel. Gevolg is, dat sy volgelinge al hoe meer van Jesus vertel. Dat hulle al hoe minder bang is om te vertel. Dis die teenoorgestelde van wat mense verwag. Mense dink dat hulle sê, kyk daar, dis wat gebeur as jy vertel, dan word jy in die tronk gegooi, so ek gaan versigtig wees, maar dit gebeur nie. Kom ek vra vir jou, is jy iemand wat in moeilike tye getuig en vertel? Lewe ek en jy so dat ander se geloof versterk word oor die manier waarop ek leef? Word die gelowiges by my werk en by my skool, tussen my vriende se geloof versterk deur die manier waarop ek leef? En begin hulle om al hoe meer te vertel deur wat hulle by my sien? Is die mense by my werk en by my skool en by my vriende en my familie besig om al hoe meer van Jesus te vertel, want hulle sien hoe ek dit doen? Maak nie saak wat die gevolge is nie. Kan ek en jy as dinge swaar gaan die geleenthede raak sien? Mense by wie ons anders nooit so uitkom nie. Kan ek en jy so lewe dat ander se geloof versterk word wanneer hulle sien hoe ek en jy met moeilikheid omgaan, met swaar kry omgaan, met pyn omgaan? En is ek so besig om Jesus te lewe, om die evangelie te verkondig, dat dit vir ander mense inspireer om dit ook te doen? Here God, dankie dat U ons in 'n stukkende wêreld instuur, om self swaar te kry, om self te ly, om self ongemaklik te wees, sodat ons kan getuig, sodat ons kan inspireer. Gebruik my vandag om mense in hulle geloof te versterk. Gebruik my vandag om 'n inspirasie te wees vir ander, om meer en meer te vertel. Amen.